You are good, and I'll dance because you are good, and I'll shout because you are good. You are good, good to me.
Maranatha, wie sal omkeer, Maranatha, die koning kom weer, Maranatha, wie sal omkeer, kom ons sing, Maranatha, die koning kom weer, Maranatha, wie sal omkeer, Maranatha, die koning kom weer, Maranatha, wie sal omkeer. Altyd waar van alle eer, ek lê my lewe voor U neer. Amen, amen.
beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Liewe Here, so in die teenwoordigheid raak ons op net liewer en liewer vir U, Here. Dankie dat U ons lewens kom verander het en dat ons hier kan staan as U kinders, Here. Ons gelowiges, Here, maar ons wil vanmôre dit ons kindskap verklaar, Here, dat ons die kinders is vandag. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, Here. Ontvang die lof en die eer wat ons kan gee vanmôre. Alle eer, alle lof. Kom gee ons vandag vir U, Here. Ons eer U naam. Amen. Amen. Baie dankie, kom ons sit asseblief. Kom ons sit asseblief. Ons verwelkom julle elkeen hier vandag, so saam met ons. Het is heerlik om julle te sien. En ja, nee wat, ons maak 'n plan. Dankie vir julle wat bereid is om buite te sit vanoggend. As julle die gazebo so 'n bietjie wil skuif vir 'n bietjie koelte, is julle welkom. Kom ons gee vir hulle 'n bietjie hande klap wat nou in die bidkamer sit en wat buite sit en wat daar agter sit en ons eer die Here vir die begeerte wat ons het om in sy teenwoordigheid te wees. Amen. Ek wil vra dat SP en sy ma en pa vir my vorentoe kom asseblief. Mario en Sanmarie, as julle vir my kan vorentoe kom, sommer die voorkom staan. Ek het so 'n bietjie meer spasie gemaak dat ons 'n bietjie meer spasie ook hier het. En ek dink julle moet opkom boontoe, omdat ons op Facebook is. Jammer daaroor. Kom ek help jou? Moet my net nie af. Kom ek help jou? Ek sien al hoe eindig ek daaronder. Dis soos 'n doopbad gevoel wat jy kry, jy weet, as jy afbeweeg. So ons wil vir julle verwelkom saam met ons. Hallo SP. Hallo oom Robbie. Hy is 'n bietjie skief vanmôre vir my, hoor. Hallo oom Robbie. Nee, hy smaal daarom vir my. Dis maar vanmôre 'n bietjie vreemd. As dit normaalweg is, sou ek vanmôre vir SP in my hande geneem het. Maar met al die regulasies rondom COVID, gaan ons hom nog steeds vanmôre inseën. En ek gaan my hand so oor hom vry vanoggend en hom seën vandag. Hy lyk te pragtig. Ja, ek dink ons almal staan in sy skaduwee vanoggend. Ek wil gou hierdie gedeelte lees in 1 Samuel 1. In 1 Samuel 1 vers 11 waar dit gaan oor Hanna, en die skrif sê, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here, van die leerskare, as jy waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, en aan my 'n kind skenk, dan sê die skrif hier verder, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. Nou ja, ons gaan nou nie dit aanhaal dat hy nou lang hare dra nie. Maar wat vir my interessant is in hierdie gedeelte is wat die skrif hier sê, dan sal ek hom aan die Here gee. Nou ek het al baie mense gehoor sê dat ons die terminologie wat ons saam met ons dra van, ons gee ons kind aan die Here oor, of ons gee hom terug aan die Here. En ek het eendag iemand so gehoor, wat eintlik so, miskien moontlik 'n ma uit frustrasie, wat sê, Here, ek gee hierdie kind terug vir U. En ek het op 'n ander plek gelees en gehoor iemand sê, maar die Here dink nie die Here wil hom terug hê nie. En ek het nou die dag vir SP hier gesien, so in aanbidding, en ek weet nie, die lepel het saamgekom, so, met so 'n plastiek handvatsel, so ek weet nie of hy gaan baie lief wees vir kos maak vir julle nie, en of hy 'n plaatjie gaan wees wat gaan stir nie, ek is nie heeltemal seker van dit nie. Ek het ook gehoor, want ek sê amen, ja, ek sê mama daar, ja. Ek het ook gehoor van 'n klein seentjie so 4 jaar oud, en hy het nog so 2 kleiner boeties ook, wat na sy ma toe gaan en vir sy ma sê,
wat wil mamma vir haar verjaarsdag hê? En mamma sê, weet jy, ek soek net 3 oulike gehoorsame engeltjies. Hy sê, ja mamma, dan gaan jy nog 3 seentjies hê. So ek wil vir julle sê, hierdie seentjie weet nie van ons is nie gehoorsaam nie, hierdie seentjie weet nie van, ons kinders weet nie, miskien tot op 'n sekere stadium, dan begin hulle goed agterkom. Maar ek dink ons voel baie keer ons wil hulle teruggee, maar dis glad nie wat hierdie skrif vir ons sê nie, en ons almal besef dit, en ons almal weet dit tog, dat ons vanmôre vir SP aan die Here toevertrou. En dit is waaroor dit gaan as ons praat vir om 'n babatjie in te seën. Ons sien Jesus se ouers Josef en Maria het ook gekom, en dit is interessant dat die 53 vertaling sê dat, en hulle, Josef en Maria het vir Jesus aan die Here kom voorstel. En dit is nogal vir my snaaks as ek daarna, ek weet nou nie vir julle nie, maar dit was vir my snaaks, want die Here, God ken mos nou vir Jesus, nê? Is almal hier so daar buite? Kan julle mooi hoor, maar nie? Is jy reg, Danis? Die Here ken mos, en ek wil vandag vir julle dit sê, dat ons wy vanmôre vir SP aan die Here. Maar God die Vader ken hom. Amen. En God se planne is planne van mooi drome en 'n wonderlike toekoms. En ons kom vandag saam met julle en almal wat hier is as getuies om vandag vir SP te bring en te sê, Here, ons kom gee hom oor aan U. Ons vertrou U. So sê ons gee hom oor aan die Here. Ons gee hom terug vir die Here, dan sê ons, Here, ons vertrou U. U planne, U drome, U gedagtes vir sy lewe. En ons sit vandag hier en ons het kinders en my kinders is groot, van julle kinders is groot. As ons nou vanmôre so bid, wil jy nie ook vanmôre net saam met my opnuut weer bid en sê, ek kom vanoggend en ek bring weer vir my Roan, of ek bring weer Arno voor na die Here. Ek dra hulle weer op aan die Here, U ken hulle. Here, dankie dat dit nie vir my nodig is om hom voor te stel aan U nie. Partykeer dink ons so, as ons dink oor ons kinders, dink ons partykeer, Here, as ek nog net my kind aan jou kan voorstel. Miskien is dit so. Maar die Here ken hom, en ons gaan hom vanmôre seën, en ek gaan vanmôre, normaalweg doen ons dit nie, maar ek het dit so op my hart, om vanmôre my hande, hier is nou eers sanitasie, dat ek my hande net skoon maak, dan gaan ons vanmôre vir hom bid, en dan het ek olie in my sak, en weet julle, ek hou hom nou nie vast volgend nie, maar ek gaan hom vanmôre met olie salf, en ons weet tog, in die Bybelse konteks, in die skrif, lees ons dat olie beteken die Heilige Gees, en ons weet dat die Heilige Gees bring verseëling in ons lewens. En as ek hom dan vanmôre so salf hier op die agterkoppie of so, dan bid ons vanmôre dat die Here hom sal toevou, dat die Here met hom sal wees, en dat die Heilige Gees hom sal verseël vandag. Amen. So Samuel, Petrus, ons kom vanmôre en ons kom seën jou, ons wy jou aan die Here, ons seën jou in. Ons sê, Here, dankie dat hierdie stem nie sal stil maak nie. Here, dat hierdie stem nie sal stil bly nie, Vader. En dat hy God se koninkryk en die evangelie van Jesus Christus sal bring en sal van vertel in die naam van die Here. Okay, SP, nou gaan ek jou seën, hoor, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hemel Vader, ons bid dat U sy voetstappe sal bewaar van onheil. Here, ons wil sy voete salf, skies. Ons wil sy voete salf, Here, ons wil sy ore salf. Here, ons wil sy mond salf. Here, as hy hoor dat hy die stem van die Here sal hoor vroeg in sy lewe, en dat hy die woorde van die Here in sy mond sal hê, dat hy in die voetstappe van die Here sal volg, dat sy hart altyd reg sal wees, Here, en dat hy sy hart vir die Here sal gee, vroeg in sy lewe. Dankie dat ons hom kan toewy, in die naam van Jesus. Bid ek so vir die ouers, Here, dat hulle werklik geseën sal wees, en dat hulle U sal vertrou, Here, vir dit wat voor lê, en die pad wat hulle stap met die Here. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons klap vir hulle aan, ons sertifikaat gee ons vir hulle net na die tyd, Here, hoor. God bless. En aan die familie ook wat hier is, baie dankie dat julle so saam dit kom vier. Amen. Ek is net oortuig daarvan, as ek hom nou kon gevat het soos normaalweg, dan sou hy baie soet gewees het, hy sou stil gebly het, maar nou kon ons dit nou nie gedoen het nie, maar julle gaan nog sien, hy gaan nog hier na vorentoe hardop na my toe, wat so 'n bietjie, julle hoor. Ek wil vanmôre met julle praat oor die troonkamer, as julle julle Bybel sê het, maak so lank oop by Jesaja 6,
as julle tegnologie hier het, julle fone, ekskuus julle. As julle fone by julle het, kan julle oopmaak by Jesaja 6, want ek gaan 'n hele paar verse daar aanhaal. Vanmôre praat ons oor die troonkamer. Hy het my nou laat warm kry, hoor. Baie welkom almal wat ingeskakel is nou op Wild Coast FM en op ons Facebookblad. Ons is bly dat julle saam met ons is. Voor ons kom by die troonkamer, en wat ek graag wil sê oor die troonkamer, het ons 2 weke terug gepraat oor dat ons 'n plek in die paleis het, en hoe dat die Here het so bewerk het, dat Dawid vir Mefiboseth gaan haal het, en hom laat aansit aan die tafel, aan die tafel van die Here, die tafel van die koning. Nou in 2 Samuel 19 vers 24 het ons gesien en raak gelees, en laasweek het ek het vergeet om te noem, want as dit gaan oor plek in die paleis, dan gaan dit ook oor alliansie, en as ons lees, die skrif sê dat Mefiboseth, die kleinseun van Saul, het ook afgekom, die koning tegemoet, en hy het sy voete nie skoon gemaak, en sy baard nie geskeer, en sy klere nie gewas, van die dag af, dat die koning weggegaan het, tot op die dag, dat hy behoue teruggekom het nie. Nou dit spreek van alliansie, as jy hierdie skrif lees. Onthou Dawid hy het basies gaan wegkruip, vir sy seun wat teen hom opgestaan het, en die skrif sê dat Mefiboseth, terwyl hy in die paleis van die koning was, het vir daai periode glad sy voete gewas nie, dit kon 3 jaar gewees het, so dit was seker iets verskriklik, maar dit is 'n teken van alliansie. Mag ons alliansie aan die Here altyd vas wees en vas bly. Ons gepraat oor in diens van die koning, en hierdie skrifie bly by my. Ek het laasweek aan die einde van die diens, ek is nie seker of ek hierdie skrif gelees het, is in Matteus 25 vers 23, waar hy sê, sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Mag ons aan die einde van ons lewe by die Here kom, en dat ons hierdie woorde hoor. Amen. Mooi so goeie en getroue diensknegt, en ons dien die koning, ons is in diens van die koning. Gaan kyk asseblief na ons videomateriaal op Facebook en ook op YouTube asseblief. Nou vanmôre praat ons oor die troonkamer, en ons gaan gesels vir die volgende paar weke oor wat gebeur in die troonkamer, hoe lyk die troonkamer, want daar in die troonkamer is die troon. En luister gou vanoggend, hierdie uitbeelding wat ons hier voor het, is niks in vergelyking met hoe dit in die troonkamer van ons koning en ons hemelse Vader is nie. Het julle dit so? Dit is nie naaste by, dit kan nie beskryf word nie, dit kan nie uitgebeeld word nie. Maar ons gaan kyk, wat gebeur in die troonkamer, en ons gaan kyk ook wat word gesê in die troonkamer. Psalm 146 vers 10 sê dat die koning, hy is koning oor alles. Kan ons dit vanmôre weer eens opnuut verklaar? Amen. Dat die Here is koning oor alles. Hy regeer. Die Afrikaanse ou vertaling sê die Here is vir ewig koning. En dit is hom wie ons dien, en dit is vir hom wie ons alleen buig. Dit is vir hom wie ons leef. Ek het gedink oor wat is die gedragskode of die protokol van die troonkamer, en ons vind dit in Psalm 100 vers 4, dit is eintlik so eenvoudig. Die skrif sê vir ons, hy sê, gaan sy poorte in met lof, en met danksegging. Ons het die geleentheid om in die troonkamer van die Here te wees, en die rede daarvoor is dat die voorhangsel geskeur het, en dat ons enige plek, enige tyd in die troonkamer, voor die troon van God kan wees, voor die troon kan staan. Amen. Ons moet ook weet dat die troonkamer, of kom ek stel dit so, dat die tempel of die tabernakel wat Moses daar gestel het, is 'n uitbeelding, is 'n duplisering van wat in die troonkamer plaasvind. Ons lees binne in Openbaring 1 dat daar 'n lampstander, die menorah, wat in die tempel van die koning is, in die tempel van God is, in die hemel. Die Bybel beskryf dat in Openbaring 8, dat daar 'n goue altaar is. So sien vanmôre dat as jy in die Ou Testament lees rondom die tabernakel, dan sien jy dit, dat heiliglik vandag is daar 'n troonkamer. Okay?
En dit wat in die troonkamer is 'n afbeelding, is 'n spieël van dit wat in die tabernakel was. Ek hoop julle het dit nou so. Dit is 'n patroon van die tempel. Ons sien ook dat die skrif praat van, en by twee plekke praat daarvan, dat die troonkamer van die Here, troonkamer van die koning, van God die Vader, waar Jesus ook nou is in die derde hemel. En die skrif praat daarvan dat dit op die noorde kant is die tempel opgestel op 'n verhewe plek. As jy dink aan die hemel, dan dink 'n mens baie keer dit is so platform, maar dit word beskryf dat daar heuwels ook is. En dat die tempel van die Here en die troonkamer van God dan in daardie hoek dan is, en ons sien dit in Jesaja 14 en in 2 Korintiërs 12, dis nie op die skerms nie. Nou kom ons kyk na Jesaja 6 en dan kry ons 'n prentjie van hoe hierdie troonkamer lyk. En daar's 'n paar verwysings en daar's ongeveer 4, Paulus ook, so eintlik 5 mense wat die Bybel geskryf het wat perspektief vir ons gee, wat 'n kykie het, 'n openbaring het van hierdie tempel en hierdie troonkamer van die Here. Dis Jesaja, Esegiel en Johannes, en ons lees ook van Paulus dan in 2 Korintiërs 12 wat daaroor praat. Maar die skrif sê die volgende in Jesaja 6 vers 1, hy sê in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Nou, ons het hierdie skrifte al baie gelees. Ek bid regtig dat die Heilige Gees vanmôre vir ons net 'n vars openbaring en 'n vars bewustheid kom gee wat gebeur in die troonkamer. Ek wil gou weer eens die volgende vir julle sê, dat as gevolg van Jesus se sterwe en sy kruisiging, het die voorhangsel geskeur, so ons kan enige oomblik, kan ons in die tempel, in die troonkamer van God kan ons ingaan. Enige oomblik. En ek bid vanoggend as ons na hierdie woord luister, dat die Here vir ons net sal bring op die plek, dat ons sê, luister, maar ek wil net 'n groter, Here gee my 'n groter bewustheid van wat werklik gebeur op hierdie oomblik. Ons raak baie keer so besig hier met wat hier op die aarde gebeur, dat ons vergeet dat daar 'n toekoms vir ons is, dat ons vergeet dat daar 'n tempel vir ons is, dat daar 'n koning wat op 'n troon sit. Amen. En dat daar aan die geesteswêreld sekere goed plaasvind. En in hierdie volgende paar weke gaan ons daarna kyk, wat vind plaas rondom die troonkamer. Nou, die eerste ding wat my getref het in Jesaja 6 vers 1. En onthou nou, ons kyk nou die oë van Jesaja, met ander woorde, hy het so 'n prentjie gekry. Met ander woorde, hy was in die gees gewees en hy het half die gordyn het weggegaan en hy sien hierdie gebeure voor hom afspeel. Hy sê hy die Here sien sit. Kom, ek stop net daar. Toe ek het raak lees, he was sitting on his throne, sit op 'n hoë verhewe troon. Toe dink ek so daaraan dat hoe kosbaar is dit dat ons koning so sien sit op 'n troon. Luister gou, Here, hy loop hier rond nie. Hy raak nie angstig nie. Nothing can faze him. Amen. Maak nie saak wat nou in jou lewe plaasvind nie. Die koning van die eeue wat vir ewig heers en wat vir ewig lewe, sit en niks kan hom beweeg nie. Maak nie saak wat in Israel gebeur nie, maak nie saak wat in ons bankrekening gebeur nie, maak nie saak wat met jou liggaam en jou gesondheid gaan gebeur nie. He's got this. Ek wil dit amper weer skree. He's got this. Kry net vanmôre iets daarvan. Op hierdie oomblik sit God die Vader op die troon en Jesus Christus staan aan sy regterhand. Ons gaan praat oor dit, wat gebeur daar in die troonkamer rondom Jesus wat in die regterhand van die Vader sit. Maar sien vanmôre hierdie prentjie, laat die Here soos wat dit was met Jesaja, jou geestesoë vanmôre oopmaak en sien hoe God die Vader op die troon sit. En dat jy vanmôre bewus kan raak en bewus kan wees van, he's got this. Hy is bewus van wat in my lewe aangaan. Hoef nie my omstandighede aan hom voor te stel nie, hy weet presies wat aangaan. Hy weet wat in jou lewe gebeur op hierdie oomblik. En die Engels sê dit so mooi, he's got this. Kan ek 'n amen kry? En dan sien 'n mens verder, die skrif sê, hy sit op 'n hoë en verhewe troon. So met ander woorde, is amper soos wat ons hier so uitgebeeld het. Binne die tempel, in die troonkamer van die Here, is daar 'n verhewe area. En dit is waar die troon is. Dis waar die fokuspunt is. As dit gaan oor die troonkamer van die Here, dan gaan dit oor hom.
Hoeveel keer kom ons in die teenwoordigheid van die Here en wat wil ons tog bereik? Ons wil tog in die teenwoordigheid van God bewees. So ons moet inkom en ons kom met thanksgiving en met praise kom ons in. Kom ek gaan net eers terug soontoe. En weet julle, ons aanbidding lyk so verskillend. Ons belewenis en ons ervaring van hierdie bose wêreld vanoggend is so verskillend, dat ons kom vanoggend en reg oor die wêreld kan ouens in Engels en verskillende tale kan hulle God aanbid. Maar behalwe dit kom ons hier in met verskillende emosie, en soos wat dit was met Dawid, waar hy sy boekleed uitgetrek het en die Here geloof het met vreugde, kom ons en ons sien Job, waar hy gestroop word van alles, amen, en hy aanbid nog steeds die Here. En dit is die kosbaarheid om na die Here toe te kom, ten spyte van wat in jou lewe gebeur, ten spyte van, al lyk jou aanbidding vanmôre, waar jy voel ek het hartseer, maar jy aanbid nog steeds die Here, en die wonderlike ding is, die Here ontvang daai lof, die Here ontvang daai aanbidding. En so kom ons in die troonkamer, en ons kom voor die troon van God. Hoekom? Omdat ons sy teenwoordigheid wil ervaar, omdat ons by hom wil wees. Dis hoekom ons hier is, dis hoekom ons buite sit. Omdat ons in God se teenwoordigheid sit, weer eens wil ek sê, die voorhang sal het geskeer, ons het die geleentheid om by hom te wees. Wat ek en jy moet doen, ons moet na hom toe kom. Amen. En dan sien ons, omdat die troon hoog is dit die fokuspunt. Hoeveel keer kry ons, dat ons dit nie reg kry, om hom die fokuspunt te maak nie. Hy is hoog, hy is verhewe, hy is bo alles. Jerusalem, daar waar die genoem word die stad van God, is ook hoog. Hulle sê dis iets soos, ek dink 2000 meter bo seespieël. Hy is verhewe. Vanmôre moet ons vir mekaar kan sê, hy is hoog en hy is verhewe. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor ons nie. En baie keer as ons in aanbidding kom, dan hoor ons nou hierdie ou sing dalk vals, of hierdie ou sing te sag, hierdie ou sing te hard, hierdie ou se hande is hoog, daai ou is dit, en ons mis die punt totaal en al. Mag die Here vir ons help as ons hier kom, dat ons 'n fokus het, dat ons wil voor die koning kom buig. En dit gaan oor hom wat verhewe en hom wat hoog is, en ons vergeet hierdie ander goed. Ons vergeet dat ons fokus soveel keer op mekaar plaas, en hierdie ou wat op sy foon is, en daai, ons dink die ou WhatsApp, mental maak hy notas, en allerlei tipe van goed rondom dit. Stem julle saam, hoor julle? Amen, hy is hoog en verhewe, en dan gaan die skrif hier verder, en hy sê, terwyl sy soem die tempel vul. As ek nou daaroor dink, so die afval. Jammer julle. As 'n mens daaraan dink, dan sien 'n mens amper hierdie prentjie van 'n bruid wat in die kerk inkom en sy te lang, die Engels sê 'n train. So dis wat die skrif hiervan praat. Dis opmerklik. Amen. Jy sien dit, en dit is 'n teken van, Jesus is mooi. En selfs die harde manne huil, as hulle daai bruid sien loop met, sy kom so in. Dit spreek so van majesteit. En dis waaroor dit gaan. Die skrif sê dat terwyl hy op die troon sit, sy soem die tempel gevul het. Sy soem die tempel. Dit is opmerklik. Jy kan dit nie mis nie. Nou hoe is dit dan dat ons dit mis? Is dit dan miskien dat ons fokus net nie reg is nie? En vanmôre wil die Here vir ons help, dat ons moet vanmôre net weer eens besef, dit gaan oor hom, en kom ons maak ons geestes oop, om dit te beleef en dit te ervaar wat die Here vir ons doen, en wat hy wil hê in ons lewens. Jesaja 6 vers 2, dan lees ons die volgende. Hy sê, die serafs het bo hom gestaan, die Engels en die Good News Bible, die King James Version, verduidelik dit ook beter. Hy sê, around him flaming creatures were standing. Nou, ons het nou al baie gelees oor hierdie serafs, wat rondom die troon is. En die skrif praat van 4 wesens, wat rondom hulle het soos 4 geskyn. Die skrif praat daarvan, en luister net gou, Good News Bible sê, around him flaming creatures were standing, rondom die troon, 4, so rondom gestaan. En hulle het die aangesig gehad van 'n os, van 'n leeu, van 'n arend en van 'n mens. 6 vlerke gehad, en het lyk of hulle brand. Kom nou, want onthou Jesaja sien ook ten dele, nee? Hy sien, it's like burning, staan hulle rondom die koning. En hulle sê die skrif sê, die onderste vlerke het die voete bedek,
Die boonste vlerk het die oë bedek en die middelste vlerk het hulle mee gevlieg. Wat 'n prentjie julle. Wat 'n prentjie om te sien. Hulle beweeg so om en dan sê die skrif verder. Hy sê hulle het hulle dan bedek en hulle het gevlieg. En vers 3 sê, en een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Ek wil net gou daar stop. Luister dit gou, dit gebeur nou. Dit gebeur nou, dis wat nou gebeur in die hemel. En hierdie serafs vlieg dan. Kan jy hierdie prens, amper soos wat jy in 'n film kyk, vlieg dan. En hulle skree dan heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Nou, terwyl jy in jou krisis is die serafs besig om sy heiligheid te verklaar wie hy is. Sy heilig. Ek het al baie daaroor gedink, hoekom sê hulle nie liefde, liefde, liefde nie? Hoekom sê hulle nie genade, genade, genade nie? Want ek dink heilig is amper die beste, want ek weet nie hoe beskryf jy God nie. Want jy kan hom nie beskryf as liefde, want die skrif sê God is liefde. Hy sê die liefde is God nie. God is liefde. Is dit die woord hoe hulle God beskryf, die koning beskryf, om te sê heilig, heilig, heilig. Heilig sê eintlik vir ons, dit sê ons vir ons set apart. Dit beteken jy kan dit met niks anders vergelyk nie. Set apart, dis wie God is, dis die God wat ons aanbid, dis die God wie ons dien, en dit is in sy teenwoordigheid wat ons vanmôre is. En terwyl ons aanbid, is daar ek wil dit nou sommer sê, is daar 'n geskreeu van heilig, heilig, heilig is God, en hulle vlieg na mekaar toe, en hulle sê vir mekaar, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En as ons in aanbidding kom, en ons sing goed oor die troon van God en so meer, is dit eintlik dat ons dit nie net vir God sing nie, ons verklaar dit ook aan mekaar. Ons verklaar dit ook aan mekaar. Soos 'n lied sing, dan sing ons en ons sê eintlik vir mekaar hoe heilig is God, hoe groot is God. Sy grootheid, sy mag, sy almag. Dis waarmee, luister julle, dis waarmee ons besig is as ons hom aanbid, as ons hom loof. En ons sien dit hoe hierdie serafs dan die Here God so verheerlik en groot maak. En dan sê die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Nou ek wil dit sê, ons moet ons oë oopmaak. Daar's baie boosheid, ons kan nie wegkom van dit af nie. En daar's baie ongeregtigheid wat plaasvind, dit is daar. Maar as ons eerlik moet wees vanmôre, dan moet ons erken dat hierdie aarde gevul is met die heerlikheid van God. Nou luister net ook dit. Gaan nie net oor wat jy het in jou lewe nie, dit gaan ook oor jou, oor my. Kan ek en jy nie op 'n plek in ons lewens kom dat ons kan erken, die aarde is vol van sy heerlikheid, hoekom? Want waar ek gaan, ek sê dit nie om myself beskouer, jy ook, oral waar ons gaan, wat gebeur? Ons dra die heerlikheid van God. Ek en jy moet bietjie bykom, ekskuus. Ons moet besef, ons het die heerlikheid van God in ons lewens. En al wat God wil hê is dat ons dit moet gaan geur, ons moet dit gaan bring, ons moet dit gaan wees, ons moet dit gaan leef. Die aarde is vol van die heerlikheid van God. En as ons waarlik kinders van God is, dan moet ons daai heerlikheid gaan dra. Ons sien dit in die splendor, kom ons sê dit ook vir mekaar, ons sien dit wanneer daar guns en wanneer ons besondere genade in ons lewens ervaar. Amen, ons sien dit in ons lewens. Maar kom ons hoor ook vanmôre, die aarde is vol van sy heerlikheid, want ons dra daai heerlikheid in ons lewens. Kom ons bring dit waar ons gaan. En vers 4 sê, hy sê, en die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers. Nou in Openbaring 4, net gou ietsie vinnig oor hierdie drempelposte, die Engels sê the foundation, hy sê hierdie tempel area en hierdie troonkamer, hy sê dat die vloer is soos kristal. Net mooi, deel het sommer net. Hy sê hierdie, dit is 'n platform van kristal wat daar is. Toe ek het raak lees, dink ek daaraan, 'n kristal is so dat jy eintlik in jouself sien. Kleure verander, dis ook weer eens iets onbeskryflik. Gaan dit nou 'n bietjie verder vat, jy begin half sommer jouself beleef en jouself sien, en dan vind ons hierdie skrif verder, hy sê, en die drempelposte, the foundations of the temple shake, met hierdie geroep en hierdie geskree. Ek bid weer eens, ek dink ons is hopeloos te stil oor die goedheid van God. Hopeloos te stil oor die goedheid van God, oor die grootheid van God. Ek bid regtig waar Here dat ons meer sal die heerlikheid verklaar oor ons waar ons gaan.
Ons praat baie goed, julle, kom ons wees eerlik. En die meeste van die tyd waak ons teen kritiek, want ons wil van die regering praat, ons wil oor die rugby praat, ons wil oor sport praat, al die goeie dinge. Kom ons begin om die heiligheid van God te verklaar. Amen. Kom ons begin uitroep. Daar is 'n vertaling, ek weet nou nie, ja, dit is die Afrikaanse ou vertaling wat sê, van die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers. Dat ek en jy begin roepers word. Vers 5 sê dan, toe het ek gesê, wee my, ek is verlore. Dit kom dan nou hier vanmôre by hierdie punt, dit is soos kristal fondasie, kristal platform wat daar is. So asof jy jouself kan sien, en dit is wat gebeur as jy in die troonkamer van God kom. Nou ek het vir jou slegte nuus volgende, wat ook vir jou goeie nuus moet wees. As jy in die teenwoordigheid van God kom, dan word jy maar soos 'n Adam en 'n Eva, wat jouself wil bedek. As dit so was, dat Seraf hulle voete en hulle gesigte wou bedek, hoeveel te meer ek en jy, as ons in die teenwoordigheid van God kom nie. Dit is wat in die troonkamer gebeur. In die troonkamer kom jy soos Jesaja en jy sê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man van onrein lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Ek wil gou die Engels lees. Hy sê, I said, there is no hope for me. There is no hope for me. Dit is 'n verskriklike ding om te sê. Luister net gou, there is no hope for me. As ons dink oor sekere omstandighede, dan kom ons baie keer in 'n omstandigheid waar ons sê, ek weet nie waar ek het nie hoop nou nie. Maar die slegste plek waar jy jouself vanoggend kan bevind, die slegste plek waar jy jou oggend kan bevind, en vanmôre word jy gekonfronteer daarmee. Jy staan op 'n kristalvloer, hierdie is die tempel van, ons is in die teenwoordigheid, die veil is weg, ons is die teenwoordigheid van God. Van dit wat gebeur in die troonkamer is, jy raak bewus van jou sondige natuur, jy raak bewus van jou sondigheid. Luister, jy raak bewus, die slegste plek waar ek en jy in kan wees vanoggend, is as jy hier sit, en jy weet jy is vir ewig verlore. Nou ja, ek gaan nou so 'n bietjie vorentoe. Ek kon julle agterkom, is iets niets hier voor by die uitbeelding. Kyk gou daar. Kyk gou daar. Kyk gou daar, Openbaring 4, Openbaring praat daarvan, hy sê, die Bybel praat van die boek van die lewe. Die boek van die lam. Die skrif praat van, die boeke sal oopgemaak word. En waaroor gaan dit? So dat jou naam geskryf moet wees in die boek van die lewe. Ek dink is omdat ons nie besef, ons staan in die teenwoordigheid van 'n lewende God nie. Omdat ons nie besef, dat word heilig op hierdie oomblik geroep nie. Ons kom sit baie keer, en ons wil die teenwoordigheid van God beleef, ons wil in die troonkamer van God beweeg, maar ons is verwyderd. Ons is nie bewus van wat plaasvind nie. Ons is nie bewus, ons dink ons is onverskillig, dat ons dink ons het nog baie tyd, dat ons naam in die boek van die lewe geskryf moet word nie. In die troonkamer is daar die boeke van die lewe. En vanoggend, prys die Here, elke ou wat luister, elke ou wat hoor, en Heilige Gees, ons bid, dat U ons sonde sal openbaar. Here, wat help het ons sit hier? En ons weet, die uitroep soos Jesaja, ek is verlore, I'm doomed. Because of every word that passes my lips is sinful. Lyk my, ek weet nie waar hy was nie, maar die skrif sê, and I live among a people whose every word is sinful. And yet with my own eyes I have seen the King, the Lord Almighty. Wanneer laas het ek en jy so openbaring met die Here gehad? Awie, wanneer laas het ek en jy so openbaring met God gehad? Dat ons ingesteldheid so is om te sê, Here, ek wil net in die teenwoordigheid wees. En as ons so in die teenwoordigheid van God kom, hoor vanoggend, sal ek en jy die openbaring kry van waar ons is ons naam geskryf in die boek van die lewe of nie? En ons is vanoggend in sy teenwoordigheid, en ek bid dat die Here dit sal openbaar in ons elkeen. En dan gaan die skrif verder, binne in vers 6. Die skrif sê, maar een van die serafs het na my toe gevlieg. Nou net daar skrik ek my uit my skoene uit, julle hoor. Een van die serafs vlieg na Jesaja toe. En luister net hier. Hy sê, met 'n gloeiende kool van die altaar. Ou Testament sien ons die tabernakel, en daar's 'n altaar wat bly brand.
in die visie wat Jesaja het, sien hy die troonkamer, en hy sien 'n altaar, en hy sien vuur, hy sien kole, en die serafs gaan alle kool. Hy sê, in my mond, hy het my mond daarmee aangeraak, en sê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Dis wat gebeur in die troonkamer. Dis 'n paar keer wanneer jy in die troonkamer inkom, en een van die geleenthede is as jy kom in jou hart vir God gee, waar jy sê, ek maak my alliansie vas, as jy in die troonkamer kom, dalk het jy dit nooit so gesien nie, dalk het jy jou hart vir Here gegee, maar dis die plek in die troonkamer waar jy vir God kom, en waar die Here God vir jou sê, jou sondes is vergewe, jy behoort aan my, jy is myne, jy is my kind, jy hoef nie vir een oomblik daaraan te twyfel nie, dis waaroor dit gaan. En vanmôre kan dit met my en met jou so wees. Hoekom moet jy hier weggaan? Besef ons hoe kritiek dit is. As jy nou sterf, en jou naam is nie geskryf in die boek van die lewe nie, is die ewige vuur en die ewige verderf, die hel is jou toekoms. Is dit die moeite werd om die weg te stap vandag, sonder dat jy 'n sekerheid het dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe? Hierdie is soos een van die evangeliedienste, evangelieboodskappe. Wat help het ons praat oor gesondheid? Wat help het ons praat oor al die ander goed, as jou saak nie met die Here reg is nie? Paulus skryf, hy sê, wat help het ons wen al die dinge van hierdie aarde, al die dinge van hierdie wêreld, en ons het nie die ewigheid nie? Is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om met rykdom en met goeie gesondheid in die verderf in te gaan? Dit is mos nie. Daarom het die Here vir jou hierdie troonkamer oomblik om gee, sodat jy kan seker maak jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Amen. Amen. En dan in vers 8 praat die volgende. Hy sê, daarop hoor ek 'n stem van die Here sê, 'n stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? Wat gebeur in die troonkamer? Wat vind ons in die troonkamer? Jy hoor God praat. Is hier waar ons in die troonkamer van die Here is, waar jy sy stem hoor, waar hy met jou praat. En wat gebeur? Wat praat hy? En ek wil ook dit sê, wanneer God praat, dan moet ons gehoorsaam wees. Die skrif praat op 'n gedeelte, daai seeras wat so gevlieg het gevlieg, en die skrif sê, net waar die gees van die Here wou gehad het hulle moes gaan. In die troonkamer hoor ons die stem van die Here en ons is gehoorsaam aan dit wat God vir ons sê. En die skrif gaan dan verder, hy sê, wie sal ek stuur? Jy sien, dis wat plaasvind in die troonkamer. Die Here gaan jou vra, wie gaan ek kan stuur? Nee, maar dis net hulle, dis net daai en dis net hierdie persoon. Nee, ons almal het daai opdrag om te gaan. Ons is almal gestuurdes van die Here. En die skrif sê, wie sal vir ons gaan? Toe antwoord hy, Here, hier is ek, stuur my. So met ander woorde, in die troonkamer van die Here gebeur dit. So hoor die stem van die Here. Wat hoor ons? Ek wil vandag vir jou dit sê, jy gaan dit oor en oor hoor, wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Dit gaan jy hoor in die troonkamer. Jy gaan nie hoor, sit maar, wees maar rustig nie. Jy gaan hoor, wie gaan my stuur? Wie sal vir my gaan? Wie sal ons stuur? Wie sal vir ons gaan? Wie gaan die boodskap bring? Wie gaan die boodskap bring? Want vir God gaan dit oor die ewigheid, dit gaan oor die goeie boodskap. Luister, dit gaan nie oor jou ondervinding en jou belewenis in die troonkamer, dit gaan oor, wie gaan ek stuur? Wie sal vir my gaan? So, dis ook 'n bietjie slegte nuus vandag, sorry julle, ons kan nie net sit nie. Jy kan nie praat van om in die troonkamer die teenwoordigheid van God te wees, sonder dat jy die stem van die Here hoor, en vanmôre praat die Here met jou. In die eerste plek, sê hy vir jou, vra hy vir jou, is jou saak met my reg? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Jy kry die kristalhelder image van jouself vanoggend, en jy weet presies of jy reg is met God of nie. Verder is dit, as jy in die troonkamer wil inkom, en ons wil jy wees, prys die Here, as jy inkom, hoor jy die stem van die Here. En wat jy gaan hoor, is nie hoe oulik is jy nie. Jy is sy kind, jy gaan hoor, wie gaan ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Wie gaan my stuur? Wie gaan vir ons gaan? Amen. Haai julle. Dis die troonkamer. Die troonkamer is nie net halleluja nie. Amen. Dis nie net halleluja nie. Die troonkamer dis 'n plek waar uitgeroep heilig, heilig, heilig is die Here. En ons is vanmôre, as jy bewustheid kry van dit wat werklik gebeur, dan is ons eintlik op 'n plek waar ons skoene van ons voete moet afval, want die grond waar ons op ons sit is heilig. Amen.
En dan Openbaring 5 vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek oop te maak. Amen. To take the scroll and to break open its seals, om die boek te neem. Ek het daarna verwys. Openbaring 4 vers 2 sê vir ons, wat gebeur in die troonkamer. Ek wil die Good News Bible lees. Engels sê, King James sê, and immediately I was in the spirit. Die Good News Bible verduidelik het mooi. As ons in die troonkamer kom van die koning, sê Good News Bible, at once the spirit took control of me. The spirit took control. En dit is ons probleem. Luister gou julle, ek weet nou nie, ons ken nie mekaar se agtergrond nie. Maar jy gaan nie God se heiligheid, God se grootheid ervaar en beleef as ons nie ons gaan laat oorgeneem word nie. Jy sal onder die klank van God se woord sit met die Bybel voor jou. As jy in jou hart gaan oopmaak, gaan dit verby jou gaan. As ons praat van om in die troonkamer van die Here te wees, dit gaan dit om jouself oop te stel. Dit is die Here, come take control. Wie is bereid om dit te doen vanoggend? Come take control. As ons nou weer kom volgende week, dan kom ons sê, Here, come take control. Ek is in die troonkamer, Here, kom neem oor my lewe. Ek wil so leef. Ek wil dit vir die Here sê. En dan Jesegiel 1 vers 28, wat gebeur in die troonkamer? Luister nou mooi, hy sê, soos die gedaante, of nee, kom ek lees maar die Engels, want dit verduidelik die woord wat ek wil uitlig die beste. Hy sê, as the appearance of the bow that is in the cloud, soos die reënboog, dan praat hy weer van appearance, en hy praat weer van appearance. Sien julle daar? Appearance. Jesegiel sê, ek sien ten dele. Jy gaan dit nie ten volle kan beskryf nie, so is God. Hy sê, the appearance of, so groot is die Here. En dan maak die gedeelte klaar, lees maar die Afrikaans, hy sê, en toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval en die stem gehoor van een wat spreek. Weereens, as ons in die troonkamer van God is, dan gaan daar gepraat word, dan gaan ons die stem van die Here hoor. Skrifgie sê, ek het dit nie hier nie, ek het dit raak gelees, hoe Johannes beskryf, toe hy Openbaring beskryf en sê, die skrif sê, hy het soos 'n dooie man neergeval. Dit is onbeskryflik, so groot. Gaan oor hierdie heiligheid, hierdie setterpaad wees. Maar Openbaring 4 vers 9 sê, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom, wat op die troon sit, wat tot in die ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom. Ek wil vorentoe meer daaroor praat, oor wie is hierdie 24 ouderlinge hier by die troonkamer. Kom ek sê dit net gou, binne die troonkamer, hierdie 4 wesens, en dan is dat 24 trone, 12 trone daai kant, 12 trone hierdie kant, waarop die ouderlinge sit, 12 vir die Ou Testament, 12 vir die Nuwe Testament, wat sit langs hierdie troon. Ek gaan meer oor dit praat. Hy sê die ouderlinge val dan neer. Openbaring 5 vers 8, toe die boeke neem, het al 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Hulle val neer voor die lam. Openbaring 7, en hulle het voor die troon van hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê. Openbaring 11 vers 16, en hulle het op hulle aangesig geval en God aanbid. Wat gebeur in die troonkamer? Die troonkamer produseer nederigheid en afhanklikheid. Waar ons voor die Here kom en sê, Here, I can't do this on my own. Dit is eintlik maar vir my die beste om oor te gee. Want U weet alles, U ken alles, en U is in beheer. Kom ons maak ons oor toe. Thank you, Lord. Ons moet vandag begin. En ek gaan jou vra vanoggend om eerlik te wees met jouself. En ek bid dat jy 'n besluit sal maak vir die Here vanoggend. Die vraag is dit, is jou naam geskryf in die boek van die lewe, die boek van die lam. Is jou naam geskryf. Vanmôre is jou oomblik, jou geleentheid wat die Here voorberei. Ons is in sy troonkamer en jou lewe word kristalhelder vir jou. Ek wil vanmôre vir jou vra, is dit die moeite werd om aan te gaan soos wat jy nou aangaan? Jy wat die waarheid ken, jy wat weet wat nodig is om vir die Here te leef. Dit is jou oggend. Vanmôre terug te kom en te sê, Here, dankie dat U vanoggend my naam skryf in die boek van die lewe, wat jou naam kan uitgehaal word daar. Jy kan terugval.
Die koning is nie meer die belangrikste vir jou nie, dan kan jy vanmôre terugdraai na hom toe. Dis waaroor dit gaan, dis waaroor hierdie diens gaan. Dit gaan oor hom wat hoog en verhewe is, die koning van die eeue, en dat ons vir hom sal leef, dat ons vir hom sal dien. So as jy vanmôre hier sit, as JP vir my kan speel op die gitaar, moet ek jou vra dat jy vanmôre besluit maak vir die Here. Besluit maak vir die Here. En dan hierdie laaste gedeelte van hierdie boodskap, praat so tot my waar ons kom in die teenwoordigheid van die Here in ons. En die skrif sê, as jy in die teenwoordigheid van die Here kom en jy's in die troonkamer, dan kan dit nie anderster dat dit iets in jou produseer van 'n nederigheid en afhanklikheid en 'n oorgawe. Om te sê, Here, vat net oor in my lewe nie. Dis die twee goed wat die Here sterk op my hart kom lê het. Soos daar enigiemand vanoggend wie se naam nog nie geskryf is in die boek van die lewe nie. Wil ek hê jy moet dit nou oorweeg. JP sing vir ons daai frase van come to the altar. En ons maak vas. Ek wil weet, wat help dit ons preek oor al die beloftes en ons hoor nie dat ons naam geskryf moet wees in die boek van die lewe nie. Sing dit vir ons, JP. Was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Yes, Vader. So nou terwyl almal se oë toe is, daar's 'n rede hoekom jy vanmôre hier moes wees. Daar's 'n rede hoekom jy vanmôre hier moet wees. En daai rede is om seker te maak dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe. En as jy enige mate van onsekerheid het, wil ek vra dat jy jou hand opsteek en sê, Here, dit gaan nie oor my nie. Almal se oë is, dit gaan oor jou besluit vandag. Is dit werklik die moeite werd om die ewigheid weg te gooi vir wat nou in jou lewe gebeur waarmee jy nou besig is? Dan wil ek vanmôre jou uitdaag om jou hand so op te steek. Niemand gaan vir jou kyk nie. Ek gaan jou nie vorentoe roep nie. Ek wens ek kon. En ek het ook die stoele 'n bietjie voorberei hiervoor om spasie te tog, Here, moet ek dit doen, maar ons volg die leiding van die Heilige Gees. Maar ek gaan nie vanoggend jou vorentoe nooi nie. Hierdie besluit is vir my so belangrik. Steek jou hand vanoggend op en sê, Here, ek maak reg. Ek wil my naam geskryf hê in die boek van die lewe. Dankie, met jou hand net so oomblik jou. Dankie. Prys die Here, maak dit vas vanoggend. Sê, Here, ek wil hê my naam moet geskryf wees in die boek van die lewe. Dankie, Here, dis waaroor dit gaan vanoggend. Here, ons kom in die teenwoordigheid. Ons kom in die teenwoordigheid, Here. Here, en as ek in die teenwoordigheid is, dan word ek soos Jesaja bewus van wat in my lewe gebeur. Dan wil ek reg maak. Here, ek dank U vanmôre vir elke persoon wat 'n hand opgesteek het. Here, hier binne my hart is daar hartseer as ek dink as mense wat dit nie nou gedoen het nie. Daarom wil ek dit nog eenmal vra. Wie staan nog wat wil sê ek maak reg? Ek gaan nie wegstap nie. Ek wil vir jou sê jou volgende uur is nie versekerd nie. Dis nie die moeite werd om die weg te stap sonder die wete dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe nie. Nog enige iemand nou? Ag Here, ons sê vir U baie dankie dat ons dan hier kan kom vanoggend, elke persoon in hierdie plek met sekerheid van saligheid. Sê vir U dankie daarvoor, Vader. Dankie Here, U sê as ons harte oopmaak, kom U in en kom maak woning in ons. Dis bekering. En U sê ons word 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ons sê vir U baie dankie daarvoor, Here. En ons eer U naam. En dan as 'n gehoor kom ons vanoggend, Here, en ons sê vanoggend, ons erken, dis Openbaring 4, 5, 7, 11,
na kyk, dan sien ons hoe die ouderlinge neergeval het voor U. Dit produseer, die teenwoordigheid produseer afhanklikheid. En vanmôre kom ons, en ons sê, Here, ons kan dit nie in ons eie krag doen nie. En as jy vanmôre sê, ek kan nie hierdie lewe leef sonder die krag van die Here nie. Ek het uitdagings, dan wil ek jou ook vra dat jy jou hand op sal steek en sal sê, Here, ek gee oor vir U. Doen dit nou daar waar jy sit. Here, ek gee oor vir U. Ek gaan nie uit my eie krag uit leef nie, ek gaan deur die krag van die Here leef. Ek maak 'n besluit om oor te gee vir die Here. Ek wil vir U leef, Here. Dankie dat U ons in staat stel, Vader. Ons kom in eerbied en afhanklikheid vanmôre voor U. In die troonkamer. U is God. U is koning. U is hoog en verhewe. Dankie dat ons kan surrender, dat ons kan oorgee volgens. Ons bring U lof en die eer. Amen en amen. Prys die Here. Prys die Here. JP, kom ons, ek gaan vra dat ons ten slotte, dis net so voor 10, of net so na 10, net weer ons laaste lied wat ons gesing het, die hoogste ere. Kom ons sing 'n musiekspan, as julle wil saamkom, as julle welkom. Ek wil julle vra, kom ons staan en ons bring die koning van die eeue net eer vanoggend terwyl ons hierdie lied weer sing. Dankie Koning Jesus. Kom ons dink wat gebeur in hierdie oomblik. Kom ons kyk, waar is ons in die teenwoordigheid van die Here. Dankie vir die troonkamer, Here. Yes, Lord. Die hoogste ere kom U toe, Vader. Aan die ene, Yes, Lord. Yes, Lord. aan die Lam, aan die koning wat regeer, aan die Seun, die gesalfde, aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding. Verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing kom net van ons God. En aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis. Uit ons harte tot die hemele sal ons saam in glorie prys. Die hoogste ere, lof en aanbidding. Verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Halleluja. Verlossing kom net van ons God. Dankie, Here. Ja. Dankie, Jesus. Terwyl JB so speel, wil ek jou hierdie gedeelte in Openbaring 4 lees. En ek het nie geweet of ek dit moet doen nie, maar ek het so dringend in my hart om dit te lees. En wees dit vir 'n oomblik saam met my, as jy hier na ons uitbeelding wil kyk, of jy wil net jou oë toemaak, beleef net so 'n bietjie, kry net so 'n prentjie van wat in die troonkamer gebeur en hoe dit lyk. Die skrif sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel, en die eerste stem wat ek soos 'n basuin met my oorspreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone, en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan.
En 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal. En in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu, en die tweede lewende wese soos 'n kalf, en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens. En die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë. En hulle het sonder ophou dag en nag gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Amen. Thank you, Father. Here, hier ten slotte vanoggend wil ek bid dat U ons geestesoë sal oopmaak. Dat ons U sal beleef en U sal ervaar op 'n nuwe, vars manier. Vanmôre wil ons bid aan die einde van hierdie diens dat ons na volgende week toe sal kom. Here, met 'n helderheid, met 'n begeerte om U te sien, om U te beleef, om U te ervaar. En Here, dit is vir ons heel goed as ons sê, Here, soos wat daai gedeelte gepraat van the appearance of, maar dat ons U sal ervaar, dat ons U sal beleef op 'n nuwe manier, is my gebed. Here, wat as ons kom, dan wil ons in die troonkamer van die koning wees, vir die troonkamer van die koning kom. Dankie, Here. Ek wil ook net weer sê, Here, dankie, Here, dat U ons ken. Dankie dat ek net so aan die einde kan sien hoe U sit op die troon en Here, dat U nie beweeg word deur goed nie. You've got this. En dat ons nou kan afsluit en kan sê, Here, oor elke man en vrou wat hier staan, elke kind, U het dit. U is in beheer. U is in beheer. U is in beheer. En ons dankie daarvoor, Vader. Amen. Kom ons klap hande. Kom ons klap hande vir die koning. Thank you, Jesus. You deserve the glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ek wil vra dat as mense vanmôre hulle harte vir die Here gegee het en vanmôre op 'n plek gekom het waar jy gesê het, ek het my naam is geskryf in die boek van die lewe, wil ek jou vra om Dinsdag aand hier by die kerk 'n draai te maak van 6:30 af. Laat iemand net saam met jou bid. Net vir jou 'n bietjie begeleiding gee op jou pad en jou journey met die Here. Asseblief, moenie die geleentheid minag nie. Ek nooi jou uit om saam te wees. Onthou, ons woordskool het laasweek maandag begin, daar is nog spasie, dit is nog nie eerste week gewees. Kontak asseblief Andriet, Willie of Renée asseblief rondom dit. En onthou, kom ons bid asseblief saam volgende Sondag, die 28ste is dit United Prayer for South Africa. Dit is 'n prayer initiative wat uit hierdie gemeente gebore is. En reg oor Suid-Afrika bid ons volgende Sondagoggend, dis in 7 en 8 die oggend. Jy kan inskakel op Wild Coast FM, reg oor Suid-Afrika, reg oor die wêreld, vir 'n uur van gebed. Persone, individue uit 9 provinsies, reg oor Suid-Afrika sal daai oggend saam bid. Oom Angus gaan ons inbel en hy gaan bid en hy gaan 'n kort woord van bemoediging bring. Asseblief, hou gedagte, ek sal dit weer die woord versprei rondom dit en wees ook deel van dit. Weereens baie dankie vir elkeen wat hier was. Ons beskou dit as 'n eer dat julle kom. Almal wat buite gesit het in die son, ons waardeer julle. Boek vroeg. Dan ruil ons om, as dit hierdie ouens weer buite volgende week. Baie dankie julle. Die Here seën vir julle.